Goeiedag luisteraars. Ek deel graag met jou oor wie jy is in Jesus Christus. Abba Vader, so dankie vir u goedheid en guns. Dankie vir u volmaakte liefde om ons te genees en ons te herstel wie ons in u moet wees. Heilige Gees, ek onderwerp my aan u. Help my om hierdie boodskap te bring deur die krag van u Gees. Here, waar so baie van ons selfidentiteit verloor het as gevolg van ervarings uit ons verlede, sê ons vir u dankie dat u 'n Vader van liefde en aanvaarding is wat ons genees en herstel en terugbring wie ons veronderstel is om te wees. Wie u ons gemaak het om te wees in u beeld en u gelykenis. Seën elkeen wat hierdie boodskap hoor, Here, dat die saad op goeie grond sal val, dat elke hart oop sal wees, elke oor sal oop wees om te hoor, om u liefde te ervaar. Here, ons bring ere aan u, Vader, en ek bid dat u vir elkeen van ons 'n openbaring van u liefde sal gee vandag. Dankie dat dit wat u in ons begin het, u sal klaarmaak. Ek vra dit in Jesus naam. Nou, wie is jy in Jesus Christus? Jou geestelike identiteit. Die mens het basiese behoeftes, soos 'n gevoel van iemand wees, en 'n gevoel van aanvaarding. Ek is wat God sê ek is, nie wat ander sê ek behoort te wees nie. Openbaring 12:10 sê vir ons, toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword, en die mag van sy Christus. Want die aanklaer van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor onse God, dag en nag. Ons kan nie onsself lief hê, as ons nie ander mense lief het nie. Selfhaat, selfverwerping, selfwoede, selfveragting en minderwaardigheid in jouself teenoor jouself, ontevredenheid met hoe jy lyk en wie jy is, al hierdie goed is deel van die proses wat jou eie immuunstelsel aanval en vernietig en jou eie liggaam siek maak. Dit bring diep onderliggende vrees in die mens, omdat die vrees van aanvaarding jou bring na die doodsgees toe. Jy wens jouself met afguns letterlik dood. Nou kom ons kyk hier, gaan ek vir julle 'n paar punte noem oor wie jy is in Christus Jesus. A. Waardigheid en eer. Nou, waardigheid en eer het jy in Jesus Christus. Rigters 6:12 sê vir ons, en die engel van die Here het aan hom verskyn en vir hom gesê, die Here is met jou, dapper held. As ons kyk na die storie van Gideon, dan leer ons uit hierdie stukkie uit dat hy besig was om koring te skei van die kaf. Een van die slegste werke wat daar eintlik was. Maar maak nou nie saak wie of wat Gideon was op daardie stadium nie. Kom God en hy verander alles in sy lewe. God noem hom dapper held. In die Engelse vertaling sê dit man of valor. Met ander woorde, 'n kampioen, 'n wenner, 'n oorkommer van alles. Rigters 8:28, so moes die Midianiete dan buig voor die kinders van Israel, en hulle het hulle hoof nie meer opgetel nie, en die land het in Gideon se dae 40 jaar lank gerus. Net so praat God met my en jou. Neem ek en jy hierdie belofte wat God vir ons gee? Kom ons verklaar nou hardop in die geestelike riem die volgende. Ek is 'n dapper held, a man or a woman of valor. Ek is meer as 'n oorwinnaar in Jesus.
Ek het waardigheid en eer in Jesus Christus. En nommer B, nog 'n punt van wie jy is in Christus Jesus. Ek is aanvaarbaar vir God. Jeremia 1:5. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken, en voordat jy uit die liggaam voortgekom het, het ek jou geheilig. Ek het jou tot 'n profeet vir die nasies gemaak. Die Passion Translation, Ephesians 1:4. And he chose us to be his very own, joining us to himself, even before he laid the foundation of the universe. Because of his great love, he ordained us so that we would be seen as holy in his eyes, with an unstained innocence. Die Arameërs sê, he marked us with his love. He predestined us, or set us apart. So kom ons verklaar nou weer saam hardop in die geestesriem. God het my goedgekeur en my gevorm, en daarom aanvaar ek myself en is ek tevrede met myself en keur ek myself ook goed genoeg. Nog 'n punt, wie ons is in Christus Jesus, C, ons kleed van geregtigheid. Jesaja 64:6, en ons het almal geword soos in onreine, en al ons geregtighede soos in besoedelde kleed, en ons het almal verder verdor soos blare, en ons ongeregtighede het ons weggevoer soos die wind. Hier het ons nog die vuil besoedelde mantel gedra. Jesaja 61:10. I will sing and greatly rejoice in Yahweh. My whole being vibrates with shouts of joy in my God, for he has dressed me with salvation and wrapped me in the robe of his righteousness. I appear like a bridegroom on his wedding day, decked out with a beautiful sash, or like a radiant bride adorned with sparkling jewels. Wat is sy geregtigheid? Romeine 8:21. In die hoop dat die skepping ook self vrygemaak sal word en die slawerny van verganklikheid tot die vryheid van die heerlikheid van die kinders van God. Kom ons verklaar weer hardop in die geestesriem. Ek as wedergebore kind van God is nou beklee met 'n mantel van geregtigheid. Niemand kan dit van jou af wegneem nie, tensy ek 'n mens toelaat om my minderwaardig voor die persoon te verklaar. Ons kan nie geregtigheid in die mens vind nie, slegs in God. So wie glo jy vandag? Waar is jou waardigheid? Dan nog die nommer D. Wie is jy in Christus Jesus? Ek is gekroon met heerlikheid en eer. Psalm 8:6. U het hom weinig minder gemaak as 'n goddelike wese en hom met eer en heerlikheid gekroon. So kom ons verklaar weer hardop in die geestesriem. Ek is 'n koningskind van God. Geestelik dra ek 'n kroon van eer en heerlikheid. Ek dra die mantel van geregtigheid en die kroon van eer en heerlikheid. U gee my die toerusting om as 'n koningskind op te tree. God het jou goedgekeur dat jy kwalifiseer om sy koningskind te wees. Dan nog 'n punt. Daar is geen veroordeling nie. In the Passion Translation, Romans 8:33, who then would dare to accuse those whom God has chosen in love to be his? God himself is the judge who has issued his final verdict over them, not guilty. Daar is nou geen veroordeling nie, niks van wat as of wat sou wees nie. Romeine 8:1.
Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die Gees. Jy moet vir Satan herinner, dit is wat Jesus in die woestyn gedoen het na 40 dae in die woestyn. Hy het 3 keer vir hom gesê, daar staan geskrywe. Kom ons verklaar nou weer hardop in die geestesriem. God sal my nie veroordeel nie, en daarom hoef ek myself nie te veroordeel nie. Moenie die ou koeie uit die verlede herhaal in jou lewe nie. As jy verwerping aanvaar het in jou lewe, kies jy om nie te vergewe nie, en dit beteken jy kom teen die woord van God, wat vir jou sê, jy is waardig en jy is bekleed met sy geregtigheid. Nommer F, God het jou lief, maar glo jy dit? Johannes 16:27, want die Vader self het julle lief, omdat julle my lief gehad het en geglo het, dat ek van God uitgegaan het. So kom ons verklaar weer hardop in die geestesriem. God het my lief. I am loved. G, ook weer wie ons is in Christus, ons het 'n bruidegom. Song of Songs 6:3 in die Passion Translation. He is within me. I am his garden of delight. I have him fully and now he fully has me. God is ons Vader en Jesus is ons bruidegom. Openbaring 1:13 sê vir ons, en tussen die 7 kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op sy voete hang, en gegord om die bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos 'n vuurvlam. Openbaring 19:15, en uit sy mond gaan daar 'n skerp swaard om die nasies daarmee te slaan, en hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer, en hy trap die parskuip van die wyn van die grimmigheid en van die toorn van God, die Almagtige. So kom ons verklaar weer hardop in die geestesriem. Ek het 'n bruidegom wat net vir my wag, en hy is die koning van alle konings en die Here van alle Here. Dan nommer H, jy is so gevorm vir 'n spesiale rede. Psalm 139:15, my gebeente was vir U nie verborge toe ek in die geheim gemaak is nie, kunstig geweef in die dieptes van die aarde. Ons word deur God so gevorm, presies soos hy ons wil gebruik. Vir elke gedeelte van jou liggaam is daar 'n spesifieke rede. Die gees van duisternis wil jou aankla oor hoe jy lyk. Hierdie accusing spirit wil gedurig jouself laat vergelyk met ander, of dit nou in jou familie is en of dit nou in jou vriendekring is. So kom ons verklaar weer saam. Ek is wonderbaarlik deur Jesus geskape. Ek is kunstig geweef in die dieptes van die aarde. My naam is in die palm van U hand geskryf. So nog 'n punt is wat dat ons in Christus is, wat wie ons is in Christus, is Jesus leef in my. Kolossense 3:10, en julle met die nuwe mens beklee het, wat vernuwe word tot kennis na die beeld van sy skepper. Prent hierdie kennis in elke area van jou denke in, sodat jy die grootheid van die oorwinning kan verstaan, en verklaar nou weer saam met my hardop in die gees, soos Jesus is, so is ek in die wêreld, en daarom is Jesus se liefde volmaak in my. Nog 'n punt, krag van God in ons, Efesiërs 1:20, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele. A place of honor and authority.
Hierdie skrif moet jou denke verander in die manier hoe jy jouself sien. Kom ons verklaar weer hardop in die geestesriem. Die uitnemende grootheid van God se krag is binne in my, sy dunamis krag. K. Ek sal alles kan doen soos Jesus. Johannes 14:12. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen, en hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan. So kom ons verklaar weer hardop in die geestesriem. Ek sal die werke kan doen wat Jesus doen, en nog groter sal ek kan doen. As ek in oorwinning loop met Jesus, sal ek oorwinnaar word. Hoekom bly ons dan steeds glo dat ons nie goed genoeg is nie? Johannes 10 vers 10, die baie bekende vers wat julle ook almal ken, omdat die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Maar Jesus sê, ek het gekom dat julle die lewe en oorvloed kan hê. As Jesus gekom het om ons die lewe in oorvloed te gee, glo dan dat jy goed genoeg is. Elke gedagte oor jouself haat, jou swak selfbeeld, jou woede teenoor jouself. Alles wat jou toelaat om jouself nie waardig te vind nie, neem daardie gedagte gevange en onderwerp dit aan die gesag van Jesus Christus. Jy kan gerus hierdie praktiese sessie, hierdie punte wat ek nou gedoen het met jou, begin verklaar oor jouself en sien die verskil wat dit gaan bring en watter gedagtes jy oor jouself gaan begin koester. Verklaar oor jouself wat God van jou sê, nie mense nie. Punt 1. Ek behoort aan God die Vader en het dus identiteit. Ek weet nie wie ek is nie, totdat ek weet wie sin ek is. Punt 2. Ek is in Christus en het dus waarde. 3. Ek kan deur die Heilige Gees wat die vermoë in my vrystel om voluit my nuwe identiteit te lewe en te heers. Ek is dus nie meer swak en hulpeloos nie. Jy het identiteit en 'n missie. So ek gaan nou met jou deel the two mountains in Jesus' life, Mark 9 verse 8. Daar praat dit van, ek gaan dit ook sommer so noem, the two mountains. Nou daardie twee mountains fokus op Jesus se ware identiteit en sy missie. Nou 'n berg beteken profeties, 'n plek van aanbidding, 'n plek van openbaringe en 'n plek van waarheid. Nou kom ons kyk ook Markus 9 vers 8 kan julle gaan lees. Dit is die transfiguration of Jesus, dit is die verheerliking op die berg. The transfiguration of Jesus. Julle kan dit gerus dit in die Passion Translation gaan lees. Nou gaan ek vir julle die twee berge, die twee mountains, gaan ek nou vir jou lees van, ek gaan sê this mountain, dan weet jy dit is waar Jesus verheerlik was, né? En die ander een is Mount Calvary, daar waar hy gekruisig was. So die eerste punt on this mountain, his face shone bright as the sun. On Mount Calvary, his face was beaten to a pulp. 2. On this mountain, dis die mountain van Transfiguration, né? His clothing was glistening white. Mount Calvary, his clothing was taken from him and he was bleeding crimson. 3. On this mountain, the Transfiguration, he had two of the greatest men on his side, Moses and Elijah. On Mount Calvary, he had at his side
2 murderers. 4. This mountain, the glory of God overshadowed him. By Mount Calvary, he was alone, forsaken in the dark. This mountain, Transfiguration, we hear the Father's voice of commendation. On Mount Calvary, the Father was silent. How beautiful was Jesus on both mountains. Is ons nie ook maar op 2 mountains nie? Die een waar jy moet sterf, die een waar God se heerlikheid jou vat, van glory tot glory. Paulus sê, I die daily. Ons moet kom by die punt waar ons moet klaarmaak met dinge in ons lewe, wat ons keer om die lewe en oorvloed te geniet. Wat is ons transfiguration? Het is ons denke moet verander. Romeine 12 vers 2. Nou laat God se gees toe om 'n hartsverandering te bring. Net God kan jou beweeg van glory tot glory. Sy heerlikheid verander jou. Met ander woorde, in sy heerlikheid verander jy. Jou siel sal al hoe meer transparant raak. Die woord sê ons raak Christ-like in Openbaring 1 vers 13 tot 16. So sien nou in jou geestesoog hoe hy jou aantrek met 'n feeskleed. Jou oë wat met vuur kyk, jy kry nuwe visie. En uit jou mond kom 'n swaard wat lewe spreek. Oor jou skyn God se 7 geeste en jy hoor hoe hy die engele opdrag gee aangaande jou. Groen weivelde van rus is onder jou voete en die heerlikheid kan jy saamneem na jou binnekamer, daar waar jy in jou secret place is. Nou Johannes 6 vers 52 tot 57 gaan ek nou vir jou lees, waar ons weer by communion gaan inkom, waar ons broodjie en ons sappie gaan neem, Jesus se liggaam en sy bloed, en lees ek net vir jou Johannes 6 vers 52, vers 54 lees ek vir jou. Hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe. Hoe het ons daar die ewige lewe? In die opstandingskrag, né? Sy vlees eet, dan neem jy in geloof in dit wat Jesus se liggaam vir jou gedoen het. So waarin moet jy gesond word? 2. Sy bloed drink jy, neem dit in geloof in wat sy bloed vir jou gedoen het. Nou waar kom die denke voor? Ons denke is in die siel. Nou waar lê die siel? Nou ons weet jou siel is in die bloed. So waarna toe gaan die liggaam en die bloed wat jy dan nou inneem? Dit gaan na jou bloed toe. Wanneer jy dit inneem, word jou liggaam oorgeneem na sy DNA, oor na sy liggaam. Jesus se bloed bring jou in die ander 3 koorde in sy orde van Melchisedek, en waar 'n aardse pa en ma se kromosome nie meer jou kindskap bepaal nie, maar jy deel raak van God se koninkryk as sy kind en mede-erfgenaam saam met Jesus Christus. So ek wil net vir jou afsluit ook dan, waarvoor moet jy in union kom met Jesus vandag? Vra vir jouself nou, raak vir 'n oomblik stil, waarvoor moet jy in union kom met Jesus vandag? Gee dan oor in God se hande, Romeine 8 vers 28, vir hulle wat God liefhet, sal alles ten goeie meewerk. Amen.